Gebaseer op die boeke deur die bekroonde skrywer François Bloemhof, 'n spooksoeker die opwindende Showmax-reeks wat handel oor tiener Warno Alberts wat meer gekry het as waarvoor hy gewens het op sy 15de verjaarsdag. Ons kyk nou gou vinnig na die lokprent. Dit gebeur met sommige mense wanneer hulle 15 word. Spesiale mense. Ek ly aan lewensgebrek. Wat goed. Ek is so. Sjoe, iemand sou sê jy het 'n spook gesien. So, lekker spooky, so vroeg in die oggend. Pieter gesels nou met die jong ster wat die rol van Waldo vertolk, Rico Immelman. Rico, hartlike goeiemôre, good morning. Good morning, goeiemôre. Jy lyk lekker vars op hierdie Ja, nee, lekker maandagoggend. Ja. Eerste vraag is glo jy in spooke? Nou dit is 'n vraag wat ek nogals baie kry. Maar ja, sien, ek sal sê nee. Wow. Nee, ek doen nie, maar as ek wel het, ek sal uitfreak as ek 'n spook sien. Ja. So ek sê altyd ek sal in Warno se skoene inklim in daai karakter en dan sal ek so vinnig as moontlik daai spook net Ek moet amper vir jou vra, voordat jy aan die reeks begin werk het jy in spooke geglo maar of nie geglo nie en nou na dese dink jy dit is tog bietjie waarheid daarin? Ek dink dat daar's dalk 'n moontlikheid daarvoor. Luister nou, dit lyk of jy baie pret gehad het, nommer 1, net so vinnig. Net so kortliks, wat is jou agtergrond? Is jy nog op skool? Swat jy al? Waar kom jy vandaan? Ja, so ek is nog op hoërskool. Ek's by Hoërskool Noordewald. Ah, Ek is Noordies. Noordies bo. Ja, so ek maak my laaste jaar nou klaar. Ons begin amper met die eindeksamens. En ja, dan kan ek voltyds doen waarvoor ek lief het. Luister nou, hierdie spookstories waaraan jy gewerk het, is gebaseer op die boeke van François Bloemhof. Ja. Het jy die boeke gelees voor die tyd? Jy bietjie daar jou neus daarin verdiep? Nee, ek het ongelukkig nie. Maar ek wens ek het, want dit is regtig 'n briljante boek vir tieners. Daar's soveel opwinding en dinge wat gebeur en jy lewe letterlik in daai wêreld soos jy die boek lees. Ja. So in kort, waaroor gaan spookstories? So dit gaan oor Warno Alberts. Nou op sy 15de verjaarsdag word hy skielik bewus van spooke in sy dorpie en dat dit nou sy verantwoordelikheid is om van hierdie spooke ontslae te raak. Maar ja, hierdie spooke stel sy familie, sy vriende en sy dorpie, die mense waarvoor hy die liefste het, in gevaar. En hy probeer 'n manier vind om net ontslae te raak van hierdie spooke en net aan te gaan soos normaal. Ja, So is hierdie spooke nou ouens wat bietjie onrustig is, soos wat 'n spook nou mos maar tipies Ja. ou dink hulle is. En dan hoekom is hulle met hom juist so bekend? Jy weet, is dit omdat hy daaraan geglo het of juist nie daaraan geglo het? Ek dink is juist omdat hy nie daaraan geglo het nie. Want ja, dink net aan jouself as jy wakker word eendag en ewe skielik sien jy hier spooke oral. Dit sal my heeltemal uitfreak. Maar ja, hy wil nie noodwendig hierdie spooke wegdryf nie. Hy wil niks met hulle te doen hê nie. Hy wil net aangaan soos normaal, maar die omstandighede laat hom net nie toe om dit te doen nie. Soos in die lokprent waar hy omdraai, waar hy loop, dan kom jy agter hulle is daar. As 'n spook. En hoe het gebeur dat jy toe nou die hoofrol loslaat? So my drama-onderwyser, Maritjie de Villiers Knop, het 'n oproep gekry van die casting director Ira Blankenberg. En ja, 2 maande later is ek op 'n vliegtuig op pad Kaap toe in my graad 11 jaar. Wow, ek wil nou net vra, ek meen dit het gebeur in jou graad 11 jaar. So wat maak ou, want jy weet nou lê matriek voor, jy gaan 'n bietjie met jou skoolwerk moet op sy skuif. Ja, nee, so ek dink die grootste ding is maar tydbeheer. Wanneer ek fokus op iets, dan fokus ek daarop. Ja. As ek op stel is, fokus ek om op stel te wees en ek neem elke oomblik in. En ek weet, okay, miskien werk ons vandag 12 ure op stel en dan môre as ek af, dan sal ek harder fokus op my skoolwerk daai volgende dag. Ja. Ja, net elke oomblik inneem en net goeie tyd bestuur. En wat het jy gedoen met die skoolwerk? Want ek meen aan die een kant is dit draaiboek en aan die ander kant is dit skoolwerk. Ja, so ek dink die grootste ding wat vir my saak gemaak het is om net seker te maak met al hierdie stelwerk wat ek doen dat my punte nie daal nie. Want dit is nog steeds vir my baie belangrik. So ja, dit het my baie dedication gevat en ondersteuning van my vriende en my familie om dit te laat gebeur. En toneelwerk, ek meen, is dit iets wat jy nou al van jongs af aanklank by gevind het? Ja, so
In kleuterskool was ek aangetrek soos 'n dapper army mannetjie en ek was op die verhoog gegooi en gesê, "Boeta, nou moet jy dans, nou moet jy hierdie mense vermaak." En ja, nee, ek het elke oomblik geniet. En ek voel dis waar my liefde vandaan gekom het. En is dit nou 'n aanduiding dat jy jou eie waagtoertjies en goeters doen? Ja, ja, so ek is 'n SA gimnas. So ek inkorporeer die gimnastiek agtergrond in die stands agtergrond. So ek het al my stand self gedoen. Ja, ons het mense wat van brûe afspring en lekker ek's in 'n boot vasgemaak en ja, klomp lekker dinge. Maar dit was op sigself ook seker baie opwindend geweest. Ja. As die ouens nou sê jy moet so val en so rol en uiteraard jy seker self ook gesien jy mag eerder so val. Ja. Wow. Ja. Hoorie, en op die stel was daar redelike spookstories wat die ronde gedoen het of het julle mekaar maar 'n bietjie bang gemaak? Ons het maar mekaar 'n bietjie bang gemaak. Ja, ek voel ons was in hierdie wêreld waarin ons leef. Ons was op 'n stadium wat ons als geglo het wat ons gesê het, want dit ja, dis letterlik 'n wêreld wat geskep word. So ons is in daai wêreld, so ja. Het julle dit in 'n spookagtige dorpie gaan skiet of waar is dit verfilm? So ons het in die strand in die Kaap is daar so 'n lekker plaas met klomp vervalle huise en goeters wat lekker nou gewerk het en dan het ons in Durban wil geskiet en ja, eintlik oral in die Kaap. En die res van die geselskap saam met wie jy gewerk het? Ja. Legendes in die industrie, June van Merch, Laudu Liebenberg, Jane de Wet, ja, klomp vele meer. Zeralda de Bruin, Josh van Dyson was die twee jong akteurs en aktrises wat saam met my gespeel het. Fantastiese mense om mee te werk. So van gehad en so baie geleer. En hoeveel keer het jy jouself geknyp as jy nou dink, "Wow, hier sit ek tussen al hierdie mense en ek werk saam met hulle." Baie keer, dit het so onwerklik gevoel. Maar ek voel die grootste ding is maar net dankbaarheid. Ek is net so dankbaar om op sulke jong ouderdom al met so groot name te werk. Ja. En as hulle nou besig was om die stel voor te berei, jy weet, dit was maar beligting hier en is die dekor wat opgestel moet word. Het dit vir jou baie tyd gegee om dan nou lekker in jou rol in te gaan en jy weet jy woorde te leer? Ja, met die vinnige pas kry jy nie tyd om eintlik woorde te leer nie, want as jy by die huis kom is jy so moeg van die dag se werk. So dan sal lekker tyd om bietjie my woorde deur te gaan, maar dan is al ook tyd wat 'n mens lekker moeilikheid aanjaag op stel en soos ons het altyd 'n gitaar op stel gehad en dan sal ons gitaar speel en sing saam en net lekker kuier. So is daar 'n bietjie ander verskillende talent ook. Ek meen dis nou die gimnastiek, dis die talent wat jy het voor die kameras, bietjie gesingery ook. Ja, bietjie gesingery ook. In die reeks ook self. Regtig? Is daar 'n paar dele wat Warnu sy talente wys. Aha, Rosie, hierdie klink vir my na 'n opwindende reeks, nê? Nee. Ja. Baie opwindende reeks. Nou, is dit iets wat jy ook voltyds gaan wil doen as jy nou klaar is met jou matriekjaar? Ja, so ek is nou klaar volgende jaar en dan beplan ek om voltyds in die industrie in te gaan. Veral vir volgende jaar. Maar SWAT is nog steeds in my agterkop. Ek sal dit verseker nog doen. Maar ja, ek kan nie wag om net voltyd my voete in die deur te sit. En hoe lekker was hierdie rol vir jou om te vertolk? Ja, baie lekker. Dit is iets van alles. Daar's so lekker avonture betrokke en net om in 'n ander karakter in te klim is net iets wat mense nie kan beskryf nie. Nou begin jy seker ook wonder, ek sal daarvan hou om 'n rol soos hierdie te kan speel of dit te kan doen. Is daar iets, wil jy graag 'n action man wees? Wil jy ook die ou wees wat die drama rolle vertolk? Waar sien jy jouself? In Spooksoeker was daar regtig dele wat ek als kon wees. Ek kon die drama speler wees, ek kon die action speler wees. So hierdie was vir my 'n droomrol. Dit was werklik vir my 'n droomrol. En ja, maar ek sal verseker meer in die action deel wil ingaan want ek love die standwerk en al daai dinge. Ek wil net gou die spook, daai mannetjie wat so wit was. Dit was nie jy wat 'n dubbelrol vertolk het nie, dit was 'n ander byspeler. Ja. Alright. Roos, as jy nou 'n spook moes speel, sou daar 'n spesifieke spook wees wat jy sou wou speel? Jy weet, ek wonder nou, hoe sal dit wees? Ek sal Charlie the Ghost of wat was daai ouetjie se naam? Ek dink ek sou 'n spook wou wees wat net in die huis in rondhang. Ja. Ek is so besige lewe nou, ek wil net 'n huisspook wees. Ek dink actually stoute spook wil wees. Daai een wat die kaste oopmaak Ja, en daai daai- ooptrek en daai tipe Daar's van eintlik so 'n spook en spooksoeker wat Ja. by die talentkompetisie dan wil Warnu nou tokkel en dan trek sy aan die gitaar en dan kan niemand anders hom sien behalwe Warnu nie.
Want is nou natuurlik 'n Maar dan spook. kan jy nou sien daai enetjie is lekker besig. Ja. Wow. Ek kan net dink en julle het obviously maar redelike spookstories verneem van mense af wat sê hoorie ons weet regtig van so iets wat gebeur het. Jy weet soos Frans wat dit dalk in die boek geskryf het. Ja, so daar is talle spooke wat in die Afrikaanse taal Ja. 'n baie bekende spookstories is Aha. wat in Spooksoeker gesien is, ja. In Pretoria is daar heelwat plekke wat lekker spook. Ek weet daar's onder andere 'n spookbus waartoe jy kan gaan. Ja. Hier by Goeiemôre, Good Morning in die studio was daar al 'n paar spooke veral in ons eerste week. Yes. Wat ook baie stytig was. Die dinge. Waarna sien jy uit? Wanneer kan mense na hierdie reeks kyk? Waar kan hulle dit beloer? So daar's 13 episodes op Showmax om te geniet. Ja, dit is regtig 'n ervaring vir mense om dit te kyk en hulle lewe net in 'n fantasiewêreld. So as jy niks het om te doen wat hierdie vakansiedag aanbetref nie, hulle noem dit mos binge. Nou kan jy lekker voor die TV inskuif en dan kan jy net na Goeiemôre Good Morning gaan kyk na spookstories. Man, dit was nou baie lekker. My ou vriend en ek kan nie wag om jou weer te sien en meer van jou te hoor en te sien so voor die kameras nie, Mariko. Sterkte en ons sien uit daarna om saam met jou die spookstories te gaan beleef. Dankie vir die kuiertjie, hoor. Baie dankie. Pieter praat nou so lekker van binge watches. Een van my gunsteling Afrikaanse woorde is vraatkyk. So Elsa gaan baie trots wees op my. Dis al waarvoor ons nou tyd het. Net hierna leer ons hoe plastiek herwin kan word om rolstoele te maak. Onthou om ons te gaan volg op sosiale media platforms @Goeiemôre Good Morning.